Hallo daar. Daar was niks met my instruksies verkeerd gisteraand nie. Ek het net nie my eie goed mooi gevolg nie. So ek vra nederig om verskoning en dan wil ek vir julle wys. Wat ek ook gesien het, ek het vir hierdie ding probeer copy en print. Hy print kleiner uit. So dit is nie wat ek wil hê wat julle moet doen nie. So laat ek vir julle die ding wys van voor alweer. So kom ons begin by die top, né? Goed. Ons top begin ons weer by 1 1/4, 2 1/2, 7 1/2, 8 3/4 en 10. Okay. Draai ons om. Op die kortkant skoor ons 1 1/4, 2 1/2, 5 7/8 en 7 1/8. Okay. Nou het ons hom so. Nou wil ek vir julle wys. Ja, so. 1 1/4 is daar. Goed. Nou wat ons gaan wegsny is as volg. Kom ons sit dit hier so. Dan kyk ons. Wat ek nou net sien. Ja. Dis hierdie een. Daardie een. Daardie een, daardie een, daardie een. Goed, volgende ry is net daardie een en daardie 2. As ons afgaan onder toe, is dit hierdie hele stuk, hierdie hele stukkie en hierdie een ook. Maar as ons na die onderkant toe gaan, hier aan die onderkant, sal jy sien hierdie hele gedeelte moet ons afsny. Dan sny ons weg daai hoekie en daai hoekie. As ook hierdie 4 hoekies. Is julle met my? Okay. Kom ons gaan na die onderste gedeelte toe. Hom doen ons op die langkant. Skoor ons 1 1/4, 2 1/2, 7 1/4, 8 1/2, 9 3/4. Nou wil ek hom draai. Ja. Op 1 1/4, op 2 1/2, op 5 3/4, op 7 en dis waar ons eindig, want 8 1/4 is daar. Want dis 'n A4. Goed, nou kyk ons weer. Kom ons kyk. 1 2 3 4 5. So ons gaan sny 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3. Sny ons weg.
Dan hierdie een sny ons weg. Dis hierdie een hier. Dan aan die onderkant sny ons weg. Hierdie een, hierdie hele gedeelte tot daar. Daardie een en daardie een. En daardie een sny ons weg. OK? Goed, nou hierdie is onder. Dat ek dit skryf. Sien? Nou gaan ons wegsny. Hierdie gedeelte tot daar. Weg. Hierdie gedeelte sny ons reguit aan. En ons sny hom hier af. Nou gaan ons hier afsny. So ons gaan hierdie hele gedeelte mos nou afsny. Kom ons sny dit so. En ons sny hierdie. Hierdie tot bo en hierdie af. Soos hierdie een. Wat die een, ja. Hierdie een sny weer op. Tot bo by jou tweede skoorlyn. Hierdie een sny af. Daai ene af, hierdie af. En dan ons sny net gou hierdie hoekie ook af. Hy op en hierdie hoekie af. Dan kan jy hier bietjie jou hoekies afsny. Yes, in ander woorde in die Engelse taal miter jy. Ek weet nie wat dit in Afrikaans nie. Ek sê net sny af. Verklein. Iets soos daai. Goed. Daar's hy. Dan is dit ons onderkant. Nou gaan ons bokant tackle. Ons sny eers hierdie hele strook af. Goed, dan sny ons hierdie twee hele stroke af. Like so. Al drie hier. Hierdie hele gedeelte. Hierdie gedeelte. Jy sny weer op jou langkant, sny jy hom weer tot hier in die bokant, tot daar. Goed. Ek gaan gou die hoekies miter. Goed.
Daar's hy. Nou het ons onderkant en ons het ons bokant. En dis presies dieselfde wat ek gisterand gewys het. Ek het net nie my eie instruksies gelees nie. So, verskoon tog nou die son wat hier inkom. Goed, dan vou ons al ons lyne, ons skorlyne. Boksie kry. Met my papierwerk. Hierdie een het ek gemaak sonder hierdie ekstra stukke. Dit was 'n template wat ek baie lank terug ook by, dit was, as ek het reg onthou, 'n kaartjie maak vrou gekry het, maar ek kan nie meer onthou waar nie. So hierdie het ek nou uit die argiewe gaan uithaal. Maar dis baie lank terug wat ek hom gemaak het. So kom ons vou. Goed. Nou bring ons hom in, like so. Hierdie een, al 4, gaan waar dit enkel is hier in. Goed, like this. Ek moet klou die goed so aan mekaar vas. Ek is seker hier is 'n magneet ergens. Maak ons hom vas. Hier. Ja, hier is 'n magneet. Hou hom vas. Dieselfde hier en daar, maar met hierdie ene doen ek dadelik hierdie flap. Want as ek dit klaar gedoen het, het hy teen die tyd dat ek klaar is met hom en ek het my goed aangesit. Sien, kykie. My kramme aangesit. Ai tog, ek wonder hoe dit nou gebeur. Wie is nou fout? Met te vinnig geplak. Daar sy. Sien, dis wat gebeur. Ek hulle liewerste daar sit. Dan vou ek hierdie om. Jy kan natuurlik hier ook jou hoekies bietjie insny. Geen probleem nie. Jy kan as jy wil dit dan nou ook doen. Julle, nou dat dit
Nou terwyl ek in die dag werk, is werk die gom van my makliker, want dit is warmer. So daar's hy. Daar's hy. Onthou nou, dis ons onderkant. Ons onderkant is effens kleiner as ons bokant. So goed, laat ek nou net al my krammetjies hier reg kry. My knippe. Goed. Nou vat ons hierdie twee op. Op boontoe. En dan druk ek hom plat terwyl ek hierdie een insit. Like so. Dat hy net eers gom vat, dan kom ek verby met my nat gom op my langstuk. En op my twee kortstukke. Jy sien verlede. Gisteraand het ek gedink, o my genade, ek het 'n fout gemaak. Toe ek hier kom. Maar ek het nie 'n fout gemaak nie. Ek lees net nie my eie instruksies nie. So, toe ek nou weer mooi my instruksies gaan lees, toe sien ek, maar ek het nie 'n fout gemaak. Goed, wat nou moet gebeur, is as volg. Hierdie gaan in daar. Hierdie een kom aan die enkelkant van jou onderste gedeelte aan die buitekant vas. So, met lekker baie gom. Jy sal ook sien dat jou boonste, jou deksel, is bietjie groter as jou onderste gedeelte. Hy moet so oorstaan, want aan die einde van die dag, as hierdie ding nou heeltemal droog is, dan sny ons dit af. So dan vou ons hom toe. Kan julle sien? Hy is nou nog net nie lekker droog nie. Dan sny ons hierdie stukkies net af. Goed, dan, terwyl dit nou ons wag vir dit, het ek so lank aangegaan en soos wat ek hier gemaak het, vir my 3 hoekies of 4 hoekies gesny. Jy gaan dit nou eers doen as jou patroonpapier klaar opgeplak is. So ek gaan dit nou nie doen nie, ek gaan dit nou net wys. Jy vou hom in 4 en of jy dit nou op jou skoorbord wil doen en of jy dit met die hand wil doen, jou skoorbord is eintlik baie maklik. Ek moet net die klein skoorbordjie kry dat ek julle wys. As jy hom insit, onthou nou dis 'n duimstuk hierdie, né? 'n duimsirkel. So dan gaan jy hom insit op 'n half. Dan gaan jy hom draai, maar hierdie half merk van jou, hierdie lyn moet reg oor jou half hier wees. So dan weet jy jy's presies in die middel.
Dis hoe ek het nog al die jare doen. Goed, dan sny jy een hoekie van jou gedeelte weg, like so. Jy vou hom, dat hy 'n driehoekie vorm. En dit is dan nou jou driehoekie, wat hier op jou tasie kom. Like so. Hierdie gedeeltes is absoluut net 'n halfduim wat ek gevat het. En of ek het van die papier gevat en 'n halfduim gesny. Ek het eintlik nie hierdie weggegooi toe ek dit gedoen het nie. Ek het so 'n stukkie gevat wat ek mee gewerk het. Toe het ek 3/8 duim, 1, 2, 3/8 duim en 1, 2, 3/8 duim. Net die 3 so gehad. Toe het ek dit geknip. Gevou. Kyk, vergeet nou die merk daar. Kom vasgeplak. Like so, dat hy lekker stewig is. Jy kan hom net dubbel ook vou as jy sou wou. Maar myne het ek 3 keer gevou. Dan het ek so 'n halfduim ingegaan. 'n halfduim. En hierdie gedeelte het ek gekrol in die middel. Dat dit nou regtig lyk soos 'n tasie. Of soos 'n tas. Onthou, die oudtydse skooltassies het mos so gelyk. En dit sit jy bloot hier, aan die bokant, met jou strips en jou hoeke. Die ander een wat ek vir julle wil wys, die ene wat ek gemaak het met, dood eenvoudig, net een, ek het nie eens al 4 gebruik nie, ek het gebruik, so ek hoop dit los daai probleem op. Die ander eenetjie, hierdie een, is amper dieselfde grootte. Hy is soos 'n, kyk daar. As hy 'n 16 groter is hy 'n, ja, wel hier is hy 'n 8ste groter. Maar ek wil hom ook graag vir julle wys sodat julle hom ook het. Goed, en hy word gedoen op, ek het my notas kry, 10 3/4 by 7,5. Ek nou net sien wat het ons hier. Ekskuus, ek moet net gou hierdie ding toemaak. Sien, hy moet 7 3/4 wees, so hy is te klein. Ons gaan hom 7,5 maak. Oh, dit is my pen. Julle, my pen, my botteltjie, het so groot deksel, maar ek het hom verragties verloor. Goed. Nou bring ons weer ons skoorbord nader. En ons sê, op die langkant, skoor ons weer op 1 1/4. 4 3/4. 6. 9,5.
Daar's nou nog ene. Wat is dit? 1, 2, 3, 4, 5. 10 en 'n 3/4. Okay. Dan draai ons om en ons skor hom op 1 en 'n kwart. En op 6 en 'n kwart. Goed. Ek vou weer eers, of ek vou al my goed in. Ek dink amper ek moet hierdie afsny. Ja. Ja, ek moet dit afsny. So dis al wat jy afsny, is net hierdie gedeelte hier. Dan sny jy weer soos ons gemaak het net nou. Jou hoekies, mitered. Presies net so. Goed. Dan vou ons in. Ek het weer hierdie ook weer gevou, wat hy mooi lekker plat is. Goed, hier begin ons weer met ons gomme. Draai hom in, dat hy mooi sy hoekie vorm. Dieselfde hierdie kant. Goed, dan in jou deksel is presies dieselfde. En ek het lank terug iemand gesien op Facebook, haar naam is Sam Kelcott. Sy het handsakke so gemaak, maar die presiese weergawe van die handsak. En nou, ek weet nie of ek nou teen my oogvelle vaskyk of wat nie, maar dit lyk nie vir my of ek al weer kry nie. So hierdie gaan ek nou net so oomblik los dat hy droog word. Dan wil ek net vir julle wys, dis by haar
wat ek destyds hierdie een geleer maak het. Ek het nog net die notas van hierdie een gehad. Julle, maar as jy mooi kyk op die internet, jy het nie eens nodig om jou eie goed te doen nie, jy kan net gaan voorbeelde soek. Kyk hoe mooi lyk hierdie een ook. Dis nou presies dieselfde tassie. 'n Mooi das of 'n stel sakdoeke of selfs 'n stel onderbroeke vir pa sal nou mooi lyk in hierdie boksie. Goed. En dan soos ek julle gewys het, hierdie een, dit is oorspronklik hierdie een wat ek van sentimeters af duime toe gemaak het. En dan het ek ook hierdie een gemaak wat ek nou vir julle gewys het. So, ek het op 'n boksie hier afgekom wat ek baie lank terug gedoen het. Julle, daar's hy. Jou deksel se punte gaan verby, like so. En daar's jou tassie. Goed. Nou kan jy weer jou sirkeltjies aansit, jou duim sirkeltjies, afhangende van hoe groot jou tassie is. Jy weet wat jy gaan maak. So, en dan ook weer hier met jou handvatsel. Okay. So, ekskuus dat ek nou gisterand nie geweet het waar ek was nie. Ek vra nederig om verskoning. Maar ja, tussen gisterand en vandag het ek nou my proppie verloor. Ek sal hom seker soek. Ek sal hom seker kry op hierdie de mekaar tafel. Maar dan sien ek vir julle DV Dinsdag aand weer. Mooi loop. Bye bye.